Kom ons bid saam. Here Jesus, ons is hier by mekaar as 'n groepie om in U naam te wees. U wat beloof het, wanneer ons 2 of 3 in U naam by mekaar kom, is U teenwoordig. Here, nou ons is mense. Ons het daardie behoefte om aan die lyf te voel, dat U werklik teenwoordig is. Here, ons het U lof besin, ons het besin van U liefde oor ons. En nou vra ons dat U deur die Heilige Gees U woord sal oopmaak, dat ons dit sal beleef, dat ons dit sal ervaar, dat ons dit sal besef en sal ken, en daaruit sal lewe. Ons erken ons afhanklikheid van U in die naam van Jesus ons Here. Amen. Blaai saam met my na 1 Tessalonisense 5 toe. 1 Tessalonisense is net voor Timoteus. 1 Tessalonisense 5. Ons gaan daar lees van vers 15 af. 1 Tessalonisense 5 van vers 15 af. Opskrif die laaste opdragte. Sorg dat niemand 'n ander mens kwaad vir kwaad vergeld nie. Beywer julle altyd vir die belange van julle medegelowiges en vir alle mense. Wees altyd bly, bid gedurig. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat God in Christus Jesus van julle verwag. Moenie die Heilige Gees weerstaan nie. Moenie uitsprake van die wat die boodskap van God verkondig geringskat nie. Maar toets dit alles, behou wat goed is, en bly weg van wat sleg is. Maar God wat julle vrede gee, julle volkome aan hom toegewyk maak, en julle geheel en al na gees, siel en liggaam so bewaar, dat julle onberustelik sal wees, wanneer ons Here Jesus Christus weerkom. Hy sal dit ook doen, want hy wat julle roep, is getrou. Nou, ons kyk na vers 18. Wees in alle omstandighede dankbaar, want dit is wat die Here van ons verwag. Nou, as 'n mens praat van dankbaarheid, dan is dit 'n moeilike ding. Dit is goed en wel om vir iemand te sê, wees dankbaar. Maar dankbaarheid kom op grond van 'n rede. 'n Mens soek 'n rede om dankbaar te wees. En die eerste ding wat by 'n mens opkom, is ek het nie 'n rede om dankbaar te wees nie. Kyk na die ekonomie. Kyk wat gaan aan by die myn. Kyk wat gaan in ons dorp. Kyk wat gaan aan net hier oor kan die pad van ons. Dis nie vir my 'n rede om dankbaar te wees. Waar kom dankbaarheid vandaan? Dankbaarheid kom uit die hart van God uit. Dankbaarheid kom nie uit myself nie. Dit kom ook nie uit die omstandighede om my nie. Want as ek om my kyk, gaan ek genoeg goed kry om oor te kla. 'n Party van ons is nogal professioneel daarmee. Ons kan baie goed kla. As iemand oor iets goeds gesels, kan ons gou vir hom verduidelik hoe negatief die werklikheid is, en hy sal saam met ons kla oor alles wat negatief is. Naderhand lê dit in 'n mens vas, en dis deel van jou. Jy kan nie daarvan ontsla raak. As jy jou mond oopmaak, dan is dit negatief. Want dit het in jou hart kom lê, jy is geprogrammeer daarmee, want jy word blootgestel daagliks daaraan. Daar's party mense wat nie die nuus kyk nie, omdat die nuus so negatief is. Ek self lees nie die hoofopskrifte, dat ek daarom weet wat in die land aangaan. Maar ek hou nie daarvan om deur die berig te lees nie, want baie daarvan is negatief. Ek probeer positiewe goed lees om my op te bou. Maar hoe kom dankbaarheid dan uit? Dankbaarheid, soos ek gesê het, kom uit die hart van God uit. Met ander woorde, die opdrag om dankbaar te wees is 'n opdrag om by God uit te kom. Om by die Here uit te kom, want hy is lief vir ons. Want God het ons gemaak. God het ons gemaak, elkeen vir 'n baie spesifieke doel om vir hom te werk
en om vir hom te lewe, om 'n getuienis na buitekant toe te wees, deur die manier waarop ek lewe, deur die dankbaarheid wat ek bewys. Daardie dankbaarheid begin by God se hart, wat na my en jou kyk en ons lief kry. Nou as jy weet iemand is lief vir jou, dan gee dit so 'n lekker gevoel in jou binneste. Dit gee vir jou 'n goeie gevoel binne-in. As jy weet iemand is lief vir jou, iemand gee werklik vir jou om. En God gee vir ons om. Daarom het hy ons nie net geskep nie. Nadat hy ons geskep het, lees ons in Genesis by die 6de dag, dat hy nie net sê dis goed nie, hy sê dit is baie goed, soos een van die belydenskinders op 'n stadium vir my gesê het, hy het ons uitstekend gemaak. God het ons uitstekend gemaak. En toe maak ons droog, soos dit in ons aard is, want ons aard na Adam. Het ons foute gemaak, ons noem dit sonde. En God kon ons so gelos het. Hy kon ons van die tafel afgevee het, maar hy het nie. Hy het dit wat die kosbaarste vir hom was. Die een wat die kosbaarste vir hom was, het hy aarde toe gestuur om vir ons te kom betaal. Dit is Johannes 3 vers 16 wat ons net nou gesin het. Hy het hom gestuur om te kom betaal vir ons, sodat ons weer heel kan word, sodat ons weer mense kan wees wat vir God lewe, sodat ons dankbaar kan wees. As ek terugkyk oor my lewe, ek is deur God geskep, ek is goed gemaak, ek is hier vir 'n spesifieke doel, ek is weer heel gemaak in Jesus Christus, dan het ek rede om dankbaar te wees. Ek het rede om dankbaar te wees, dat ek 'n doel het, en dat God na my kyk en hy sê vir my, jy's baie goed. Al kyk ek baie keer in die spieël, en ek sien niks, of ek kyk in die spieël en ek sê, wie is jy? Dan kan ek vir myself sê, jy's 'n kind van God. Jy's goed gemaak. Jy's nuut gemaak in Jesus Christus. En daarom kan jy vir daai persoon in die spieël kyk en sê, wees dankbaar, want die Here het soveel vir jou gedoen. En as ek dan om my kyk en ek sien al die goed wat stikkend is, as ek om my kyk en ek sien al die goed wat negatief is, wat met my gebeur het, wat dan? Dan moet ek die breë prentjie raak sien. God is in beheer. En die plek om te wees as goeders om my verkeerd loop, is naby die Here. Want as ek naby die Here is, dan voel ek veilig. Dan voel ek dat ek 'n gerusheid kan hê. Dan voel ek en weet ek, die goed wat om my gebeur, is nie in beheer nie. God is in beheer. En dankbaarheid begin nie, soos ek net nou gesê het, by die goed om my wat reg loop nie. Dankbaarheid gebeur in die hart van God. En as ek by God is, en ek voel en ek weet, dat hy in beheer is, nie die goeders nie, dan kom daar 'n stilte in my. En as daar 'n stilte in my kom, dan besef ek, maar God los my uit. Ja, sy tyd is nie my tyd nie. Sy gedagtes is nie my gedagtes nie. Maar dis gedagtes om my te seën. Gedagtes om dat dinge vir my te laat goed loop. Hy sê vir julle wat ervaar dat julle ballinge is, weet dat my gedagtes oor julle gedagtes van seën is, van voorspoed is, van 'n toekoms is. Sê altyd vir die kinders dat jy 'n punt is waar jy dankie sê as jy nog nie iets gekry het. As 'n ouer of iemand wat jy vertrou vir jou iets beloof en sê jy sal dit kry, dan is die normale om te sê by voorbaat baie dankie. En dis is waaroor dit gaan. By voorbaat, Here, baie dankie. Baie dankie, want U gaan vir my gee wat ek nodig het.
uit die belofte wat die Here gee. Hy sê hy sal in elke behoefte voorsien uit die rykdom van sy genade. Hy sal gee, en dan sê ek, dankie Here. Wanneer ek op my laagste is, en die Here lei my in Filippense 4 vers 6, om al my gebrokenheid na hom toe te bring, en hy sê, bring dit met smeking, bring dit in gebed, en dan sê hy, bring dit met danksegging. Sê dankie met 'n verwagting dat jy dit gaan kry. Sê dankie met 'n verwagting dat die Here jou omstandighede gaan verander, want hy doen. Ek moet geduldig wees en ek moet op hom vertrou. En dan moet ek sê, dankie Here. Dankie Here. Dis moeilik soms. Dis moeilik soms, want soos ek gesê, dis makliker om te kla. Dis makliker om te sê, Here, hierdie goed werk nie uit nie. Ek het probeer, ek het gebid en dit werk nie uit nie. En dan moet ek myself 'n praktiese vraag vra. Die praktiese vraag wat ek vir myself moet vra is, wat het ek gedoen? Het ek my verantwoordelikheid nagekom? Het ek gebid vir die Here om vir my entoesiasme te gee, geesvervulde fokus te gee? Het ek vir die Here gebid om vir my wysheid te gee, om dit wat ek moet doen, reg te doen, dat my reaksie op my omstandighede positief is? Paulus sê, ek is tot alles in staat deur hom wat my krag gee. Dit beteken nie dat ek 'n superheld is nie. Die konteks van daardie vers sê dat ek weet wat dit is om swaar te kry. Ek weet wat dit is om oorvloed te hê. Ek het geleer om in alle omstandighede tevrede te wees. Die krag wat die Here gee my die krag om in elke situasie tevrede te wees. Om oorvloed te hê, sowel as om te min te hê. En as ek tevrede is, dan kom ek na die Here toe, met my smeking, maar met 'n verwagting en dankbaarheid. Met 'n verwagting en dankbaarheid. En partykeer moet ek begin by die klein goedjies. Die Here sê, jy moet die dag van die geringe, moet jy nie gering skat nie. Die dag van die kleine, moet jy nie gering skat nie. Kyk om jou. Kyk om jou en vra vir jouself, wat is daar waarvoor ek dankbaar kan wees? Wat is daar in die klein goedjies waarvoor ek dankbaar kan wees? Jy weet, partykeer, en ek praat nie van julle wat swaar kry nie, want ek weet, is van julle wat baie swaar kry. Partykeer moet 'n mens sonder iets klaarkom om te besef dat ek daarvoor dankbaar moet wees. As die krag af is, of daar's nie water nie, dan raak ek kwaad. En as dit terug is, as ek nou weer bly. In plaas van om bly te wees, al betaal ek daarvoor, vir die eenvoudige goed wat ek in die lewe het. Ons sê tafelgebed voor ons gaan eet. Maar is ek werklik daar besig om met God te praat? Is ek werklik dankbaar vir die klein goedjies? Kyk ek na my familie, na my gesin, na my kinders, na my kleinkinders, na my ouers, en is ek dankbaar. Sê ek, dankie Here, vir die wat U vir my gegee het om my. Dankbaar. Want weet jy, dankbaarheid maak 'n sneeubal. As ek begin om vir klein goedjies dankie te sê, as ek begin om vir goed dankie te sê, wat ek aanvaar ek moet hê, dan vorm dit 'n sneeubal wat al groter is. En dan sê die Bybel vir my iets wat baie moeilik is. Hy sê ek moet dankie sê as dit swaar gaan. Want dit leer my om vas te byt. Dit leer my lankmoedigheid. Om oor 'n lang tydperk moed te hê. Om oor 'n lang tydperk positief te bly. Om oor 'n lang tydperk vorentoe te kyk. Partykeer kom dit op 'n punt
waar ek moet draai van een na ander een toe, waar ek moet oorbegin. Dis nie lekker nie. Partykeer daar net 'n punt wat ek soek na dankbaarheid, maar dit nie kry nie. En ek gaan na die Here toe en ek gaan na sy hart toe en ek vra, Here, asseblief, wys vir my. Wys net vir my die punt waarby ek kan kom by dankbaarheid. Want daar is soveel negatief wat gebeur. En dan moet ek tot bekering kom. Dis verskriklik. Dis verskriklik. Ek moet in my hart omdraai na die Here toe. Ek moet wegdraai van dit wat stikkend is en ek moet na die Here toe draai. En ek moet sê, Here, soos Habakuk sê, selfs al loop dinge by die myn verkeerd, selfs al is daar korrupsie, selfs al sukkel ek met die paaie hier om my, selfs al werk my finansies nie uit nie, selfs al sien ek hoe my kinders swaar kry, selfs al word my drome nie waar nie, nogtans sal ek in die Here jubel. Nogtans sal ek juig oor God my skepper. Dis 'n proses van bekering. Voordat Habakuk dit kon sê, moes hy tot stilstand kom voor die heilige God. En hy sê hy het gebewe van angs toe hy God sien. Hy het gebewe van angs. En hy het besef wie God is. Ons moet eers voor God buig, voor hom stil word. En ek sê nie, net as ek iets verloor het nie, enige tyd moet ek voor God gaan stil word en besef wie hy is en wat hy gedoen het. In die eerste plek, soos ek gesê het, dat hy my gemaak het, dat hy die lewe vir my gee as 'n geskenk. En terwyl ek lewe, terwyl ek nog lewe, om dankbaar te wees vir elke dag, vir die asem wat ek kan haal, vir genoeg energie en krag om my werk te doen. Vir elke dag wat ek het om te lewe. Vir elke oomblik. Ekskuus, ek haal nie daai kleintjie uit nie, maar om daai kleintjie te sien en te sê hoe wonderlik is dit. Hoe kosbaar is dit. En te weet ook dit is 'n geskenk van die Here. En ek is dankbaar daarvoor. Op te kyk na my ouers. Op te kyk na my vriende, na die mense om my te sê, dankie Here. Dankie vir mense om my. Ons het in hierdie week, as kerkraad, daar was 'n hele klompie kerkraadslede wat by mekaar gekom het. En ons het ons harte oopgemaak. Daar was nie een wat sonder 'n traan gesit het nie. Ons het gedeel uit ons harte uit. En dit was 'n intense voorreg. En nie een van ons het daar weggestap sonder om aangeraak te wees. Die Here het ons vir mekaar gegee sodat ons kan deel. Hy het ons vir mekaar gegee om oop te maak. Dis wat ons is as gemeente. Sy uitgeroepe heiliges wat daar is vir mekaar om hom te gee, om te deel. Partykeer deel 'n mens soos jy 'n yskil. Weet mos hoe skil jy uit? Jy haal laagie vir laagie af. En hoe nader jy in die kern kom, hoe meer is daai ui besig om vir jou trane in die oë te gee. En so deel 'n mens met mekaar. En is 'n mens dankbaar vir mense wat die Here om 'n mens gegee het. Is jy dankbaar vir mense wat kosbaar vir jou is? Want hulle is ook 'n geskenk uit die hand van die Here. Hulle het ook 'n lewe gekry wat hulle bereid is om met jou te deel. Hulle het 'n hart gekry wat groot genoeg is dat hulle dit nie vir hulle self hou nie. En ek eer die Here
vir dit wat Woensdag gebeur. Dit is kosbaar. En ek wil vir jou sê, soek mense tot jy hulle kry met wie jy hart kan deel. En dan sal jy met dankbaarheid daaruit loop en weet dat God is en dat hy ons vir mekaar gegee het en dat hy lief is vir ons en dat hy vir ons omgee. Kom ons raak stil voor die Here en sê vir hom dankie.